Soulishness en melkkos, gordel vas, kind van die Here. Bibliolatry lei tot soulishness, sielsgedrewendheid, melkkos. Alles gaan oor die verstand en teologie. Waar lê die verstand? Liggaam, siel of gees? Siel. Die gees en die geesmens is vergete. Kom ons kyk gou wat hy gaan sê. Dit is goed om te weet wat hy gaan sê. Voordat hy dit sê, dan kan jy weet wat om te verwag. MacArthur erken hier dat Bybelkennis blote melkkos is. Blote Bybelkennis sonder verhouding kan nooit lei tot vaste kos. Volgens MacArthur sy eie bekentenis hier, kon hy selfs nie vir mense wat al 'n half eeu in sy kerk sit, niks beters gee as melkkos nie. Hy sê dit self. Hy het duidelik nie geweet hoe om vir hulle vaste kos te gee nie. But never through those 43 years have the people who sat and listened to the Word of God, whether they were believers for a week or for half a century, never have they questioned the veracity of Scripture. Before or without any particular study of apologetics, they have been like babies desiring milk. There has been a longing in their heart for the Word of God. It is their life milk. Hy het vir 50 jaar vir hulle melk gegee. The eternal babyhood of the believer. Intellektualisme. Ons moet God aanbid in gees en in waarheid, nie met die brein nie. Kyk gou vir my, ons moet mooi onderskeid tref tussen hierdie goed. Die brein lê waar? Liggaam, siel of gees? Siel. Waar lê die gees? Gees. Dis wat God wil hê. Hoor wat sê MacArthur. Let me tell you something. The greatest theologians of our day cherish the greatest theologians of our past. J.P. Moreland wrote, "The mind is the soul's primary vehicle for making contact with God. And it plays the foundational role in the process of maturation and spiritual formation, the mind." Bishop Moll wrote, "Lord and Savior, true and kind, be the master of my mind. Bless and guide and strengthen still all the powers of thought and will. While I ply the scholar's task, Jesus Christ be near, I ask." Listen to this. "Help my memory, clear my brain, knowledge still to seek and gain." Cognition. Cognition. Dit gaan vir hom net oor die brein, net oor kennis, net oor logika, net oor intellek. Siel, nie gees nie. Nie wat God wil hê nie. As hierdie video nie so hartseer was nie, was dit dalk snaaks. Die ode aan die breinrympie is werklik in die liga van 'n Rooms-Katolieke kinderliedjie. Maar hy vat dit verskriklik ernstig op. Jesus sê vir die vrou by die put, daar kom egter 'n tyd en dit is nou dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees en wie hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, nie met die brein. Iemand wat met God probeer kontak maak, hoofsaaklik via die verstand, is geen ware aanbidder nie. Om so te aanbid is sielsgedrewe of soulish in plaas van geesgedrewe en nie wat God verlang nie. Dis duidelik dat Bybel vir afgoders nie die konsep van verhouding verstaan nie. God wil in 'n verhouding met die mens staan, dis tog die hele idee agter die nuwe verbond. In enige verhouding is kommunikasie van deurslaggewende belang. En as kommunikasie in hierdie verhouding slegs via die skrif geskied, is dit soos verliefdes wat net briewe vir mekaar skryf en nooit direk met mekaar praat nie. Sulke indirekte Christendom is voorwaar bejammerenswaardig. Jong manne, God se woord bly nie in die wat die skrifte ondersoek nie. Die Engelse term in die Engelse Bybel is God's word abiding in people. Dis die term wat die Engels gebruik. God's word doesn't abide in people who search the scriptures. Jesus sê vir die ouens daar by die bad van Bethesda, hy sê, julle ondersoek die skrifte, dit is hoekom God se woord nie in julle abide nie, want julle wil na my toe kom, julle my in my glo nie.
I write unto you, young men, because you have overcome the evil one. That's a pretty powerful statement. Verse 14 adds the cause of that. I have written to you, young men, because you are strong. Why? And the word of God abides in you, and you've overcome the evil one. So what is the difference between a spiritual babe and a spiritual young man? It is strength. And wherein is that strength born? It is born of the knowledge of the Word of God. The word here for young men is the word for youth. Strong, mature. And they are characterized in verse 14 as having the Word of God abide in them. They're strong in the Word. I watch this all the time in my own pastoral work. I watch this all the time. I watch it particularly with young men because I'm always surrounded by lots and lots of young men, and I watch them go from a loving relationship to God, an overwhelming sense of being attached, and God is their loving Father, to begin to know and understand doctrine. And they go from being children to being strong young men. And you can always sort of mark them out because they want to go to battle with error. They want to attack the cults. They want to go in a room and no longer want to talk about the basics of Christian experience. They want me to answer all the questions about all the aspects of theology they don't understand. And they're getting wired with all that, and they're developing spiritual muscle from all of that. And there is an amazing benefit. You have overcome the evil one. Twice he says it. You have, past tense, overcome the evil one with continuing results. That sounds like an overstatement. What does he mean by that? It's amazing. Overcome, nikao, from which the word Nike comes. Victor, to conquer, prevail, win. Let me tell you something, folks. When you get to being a spiritual young man and you are strong in sound doctrine, you have triumphed over Satan. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en leer vir hulle doktrines. That's what he's doing. Ek wil huil hieroor. Ek so bly ek's nie 'n jong man in sy kerk nie. Wat sy kop vol toksiese doktrines geprop word. En dan beskou hy dit as sterk maak. Die enigste manier, mense, waarop ons sterk word, is as ons sterk is in die Heilige Gees, want die Heilige Gees is God se manifestasie van krag in daai persoon. Wat 'n ongelooflike hartseer video. Die produkte van Bybelverafgoding, daai jong manne. Jong manne wat intellektueel sterk is in dogma. Uit toggie. Ken hulle genaamd die ABC van Christendom, naamlik maak melaatses en siekes gesond, dryf duiwels uit, verkondig die koninkryk van die hemele. Dis die opdragte waarmee Jesus sy disippels 3 maal uitgestuur het. Dogma en doktrines gaan jou nie 'n duim laat vorder in sodanige bediening. Sterk jong manne. Die woord wat die jong manne sterk maak is weer eens nie grafe as jy gaan kyk wat daar staan in daai teks nie, maar logos wat mens geword het. Hulle is sterk omdat Jesus in hulle is. Dis waarvan die teks praat, nie omdat die skrif in hulle is nie. En julle het sy woord nie blywend in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het nie glo nie. Wat doen julle? Julle ondersoek die skrifte. Omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juist hulle wat oor my getuig, maar julle wil nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan hê. Wanneer God se woord nie blywend in mense is nie, is dit omdat hulle daarna soek in die skrifte, maar nie na Jesus toe wil kom nie. Dis wat Jesus daar sê. So nee, die woord van God abide nie in jong manne deur Bybelstudie nie, maar deur na Jesus self te kom. Hoe? Volgens sy gekose roete deur middel van sy gees. Dis die plan. Hierdie is eweneens 'n hartseer video. Christendom gaan oor 'n koning, 'n koninkryk en 2 verbonde. Beslis nie primêr oor doktrines nie. Dit gaan oor insig in God se huishouding, nie oor akademiese doktrines nie.
Wat is 'n religiedoktrine? 'n Doktrine is 'n stelling gefabriseer deur akademici, wat hulle verbeel, hulle kan 'n konsep beter verwoord as wat God dit in die skrif doen. Dis wat 'n doktrine is. En in die proses, wat doen doktrines? In die proses waar die skrif gewoonlik verdraai, doktrines verwoes Bybelse nuances en voeg hulle eie nuances by tot die skrif. Geestelike oorlogvoering. Die verstand kan nooit op geestelike vlak opereer nie. Mense, wat is geestelike oorlogvoering per definisie? Dis oorlogvoering wat in die gees plaasvind, nie in die siel nie. Hoor wat sê MacArthur hieroor. Ek het begin wonder, nadat ek al die goed deurgekyk het, of hy hoegenaamd enigiets verstaan wat in die Bybel staan. We smash those things, and we take the captives, set them free, and bring them captive to the obedience of Christ. You want to know what spiritual warfare is? Spiritual warfare is a battle for the mind. It's a battle for how people think. And what is the one weapon that destroys error? Truth. Spiritual warfare is a battle for the mind. Spiritual warfare is a battle for the mind. It's a contradiction in terms. Spiritual warfare is a battle for the mind. Hierdie stelling is 'n selfweerspreking, 'n contradiction in terms. A battle for the mind kan hoegenaamd die spiritual warfare onthou wees nie. Hoekom nie? Want die mind is deel van die siel, nie van die gees nie. Geestelike oorlogvoering vind per definisie op geesvlak plaas, want dit is geestelike oorlogvoering. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Die verstand lê per definisie op sielsvlak. Die verstand is 'n onderdeel van die menslike siel. Om deur middel van geestelike oorlogvoering teen 'n siel te beklei, is soos om met 'n duikboot teen 'n helikopter te probeer veg. Jy gaan nie eens daar bykom nie. Stupid. Bibliale tree lei tot trots en selfversekerdheid. Intellektualisme lei tot trots en meerderwaardigheid hou dop. Do you understand what the Apostle Paul said about Satan and his agents? They are disguised as what? Angels of light. Satan is a liar and a deceiver, and so are his agents. And when you know strong doctrine, that's not a problem anymore. You understand that? Satan spends most of his time operating in false religious systems, in damning, lying schemes. That's a pretty potent benefit of knowing the truth. You prevail over the stratagems of the enemy as he endeavors to deceive. I'll tell you, none of us is perfect. Certainly I'm not. But I cannot imagine a scenario in which I would buy in to false doctrine. I can't imagine it. I will fall to temptation. But I cannot imagine a scenario in which I would buy into false doctrine. When I see false doctrine, I get aggressive. I don't get fearful. I don't become a doubter. Onthou wat ek vir julle gesê het, ons is nie besig om hierdie man te kleineer nie. Sien hom as 'n voorbeeld van duisende pastore wat hierdie goed van preekstoel af preek. Dalk jou eie pastoor. Famous last words. Wat 'n hartverskeurende video. Soos reeds aangetoon, is MacArthur sodanig mislei deur Bybelafgoderry, dat hy vanweë die bome, sy doktrines, hoegenaamd nie die bos, die heenwysing van die Bybel na 'n verhouding met Jesus kan raak sien nie. Dis werklik te betwyfel of hy hoegenaamd verstaan waaroor die Bybel eintlik gaan. Maar hy kan nie imagine dat hy val vir vals doktrine.
Hier sien ons 'n ontnigterende voorbeeld van die krag van misleiding deur die skrif as gevolg van Bybelafgoderry en die trots en selfvoldaanheid wat daarmee gepaard gaan. Bibliolatrie lei tot blaatante leuns. Die Ou Testament kanon, eers gefinaliseer teen die einde van die 2de eeu na Christus, ons het reeds daaroor gegaan, hè? Die Ou Testament, kyk op my, is jy oortuig daarvan dat hy eers teen die einde van die 2de eeu gefinaliseer is? Nie in Jesus se tyd. Hierdie ou praat die waarheid, dis die ou wat die boek geskryf het. All right, so when we come to the first century in the time of Jesus, was there an Old Testament canon then? Had it been finalized? No, but there's quite a few people that have tried to make that argument, and we have no example of any listing of books and saying these are in and those are out until the end of the 2nd century for the Jews, and that was not until much later for the Christians. Eers aan die einde van die 2de eeu. Sê die ou wat die navorsing gedoen het, dis wanneer die Ou Testament gefinaliseer is. Die term kanon is 'n moderne term, het nie bestaan in antieke tye nie. And our terms biblical and non-biblical, canon and non-canonical, are all modern terms. They are not something that grew up in antiquity, but we've imposed on them anachronistically views on the early church that really weren't there initially. Hy sê, ons het anachronistically, met ander woorde, iets wat op verkeerde tyd gebeur, het ons goed aan die woord kanon toegedig wat dit nooit was nie. Dis maar basies wat hy daar sê. Nou luister jy wat hierdie knap kwytraak. The Old Testament was divided into the law, the prophets, and the writings. This 3-part division was finalized well before the time of Jesus. And he quotes knowing these divisions. Feitevou, gewone leen. Want hy's dit geleer op seminare. Dis hoekom hy dit sê. Hy's leens geleer, en hy glo dit. Wat Chip Bennett, hopelik uit onkunde en nie uit oneerlikheid nie sê nie, is dat die writings eers baie lank na Jesus die vorm aangeneem het wat dit vandag het. Die writings waarvan Jesus praat, en die writings wat ons vandag in ons Bybels het, was 2 verskillende versamelingsboeke. 64 times Jesus quotes or alludes to the Old Testament, but he never refers to other sources or other books that people would try to say they didn't know what the canon was. He doesn't refer to the Apocrypha or anything. And this is important because, as Fred Bruce suggests, the Apocrypha was not regarded as canonical by the Jews either of Palestine or of Alexandria, and that our Lord and his apostles accepted the Jewish canon and confirmed its authority by the use that they made of it, whereas there is no evidence to show that they regarded the apocryphal literature, or as much of it as it appeared in their time, is similarly authoritative. That's important to know, that Jesus is quoting the Old Testament. He sees it as authoritative. Jesus quote die Ou Testament want hy sien dit as so authoritative, terwyl hy self het authority oor die skrif, soos ons gesien het reeds. Jesus hoef nie skrif te quote om authoritative te wees nie. Hy is die een met die, tussen die twee is hy die een met die autoriteit. Indien die feit dat Jesus die skrif aanhaal daarin gesag sou gee, sou byvoorbeeld sy aanhaling van natuurverskynsels nou ook sodanig as natuurverskynsels gesag gee. Al wat ons doen is, ons vat die argument wat hy voer tot sy logiese uiteinde. As Jesus iets aanhaal, hulle sê die skrif, omdat hy dit aanhaal, het dit gesag, sê. So as Jesus natuurverskynsels, en dis nou wat hulle nie sê, as Jesus natuurverskynsels aanhaal, dan moet hulle mos nou ook gesag hê, want Jesus haal hulle mos nou aan. Nee? Kom ons kyk wat Jesus te sê het oor die natuur. Ons almal ken die skrifte, nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Kyk na die voëls van die hemel. So Jesus gee autoriteit aan die voëls. Want hy haal hulle aan. Let op die lelies van die veld. Mooi foto wat ek aan Israel geneem het, nee, is 'n pragtige blommetjie. Hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.
Jesus sê, let op my lesse van die veld. Hy gee vir hulle autoriteit, want Jesus bou dit. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi, wat so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. So die gras kry nou ook autoriteit, want Jesus quoteer dit. En leer van die vyeboom, sê hy, hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbord, weet dat dan die somer waar. So vyebome het ook gesag, want Jesus quoteer dit. Dis nie die logiese uiteinde van daai argument. Hy vertel toe vir hulle gelykenis, let op die vyeboom en al die bome. Nou kry nie net die vyeboom gedraag nie, sommer al die bome. As Jesus die natuur so aanhaal, het die natuur dan dieselfde gesag as die Bybel? Die enigste mens met wie Jesus ooit beïndruk was die Romeinse centurion. Hoekom? Omdat die centurion verstaan het hoe gesag werk. Duidelik verstaan die mense, hulle het nie 'n koek en klou hoe gesag werk. Dis hoekom hulle sulke snerk kwytraak. Duidelik verstaan teoloë nie hoe gesag werk nie, dis sou Jesus nie eintlik met hulle teologie beïndruk gewees het nie. Slordige argument, slordige logika. Daar word vandag aanvaar dat Jesus se aanhaling van die Ou Testament direk vanuit die Septuagint, die LXX, of Griekse vertaling van die Ou Testament kom. Die teenargument teen Chip Bennett se redenasies is dieselfde as voorheen. As die blote tekste wat Jesus aanhaal, 'n hele boek waaruit dit kom sy gesag bevestig, Chip se argument, dan is dit moeilik om te argumenteer dat dit nie ook die hele bundel van boeke waaruit dit kom sy gesag bevestig nie. En die bundel is die Septuagint, wat 7 deuterokanonieke of apokryfe boeke bevat het. Slordige argument, slordige logika. Feitefout oor finalisering. And in the very truest sense, I want to concur with everybody that Jesus is the Word of God. That being said, the Old Testament scripture is considered the Word of God and therefore authoritative by Jesus himself. So let's look at this and do a little bit of background study so that we can all sort of realize what's going on with the Old Testament. First, the Old Testament was closed well before the first century. I think someone had said that they didn't feel like that was correct. That is correct. It was closed well before the first century. Gewone feitefoute. Dit is weer eens gewone feitefoute en dis 'n blaatante leuen, dis of onkundig of oneerlik. Die motief daarvoor is beheersig en die doel daarvan is beheer. Indien 'n gemeenteleier sy gemeente kan oortuig dat die Ou Testament kanon reeds in Jesus en die apostels se tyd gefinaliseer was, dan sou dit hom in staat stel om tekste vanuit die Nuwe Testament te neem wat wel betrekking sou hê op die hele Ou Testament. Ons het groot moeite in hierdie lering gedoen om aan te toon dat hierdie beskouing vals is. En dit sou hom in staat stel, dis nou die kerkleier, om die eienskappe aan die Ou Testament toe te skryf, waarmee hy dan sy gemeente en gemeenskap met behulp van die Ou Testament kan beheer. Dit is die motief agter die leuns. Ons kyk wat sê Lee Martin McDonald. So when Jesus is referring to Scripture, or Paul is referring to Scripture, Sure. what are they thinking of as Scripture in the first century? Well, the terms that are used in the New Testament, with one exception, are the law and the prophets, or just Moses and the prophets. And we don't know. We're pretty certain what Moses was, and the 5 books of the Pentateuch, or the Torah, were pretty well confirmed by that time. But the prophets was everything that wasn't in the Torah. And in the New Testament, you'll find a reference to the Psalms, and it speaks about the prophets. And the only one exception is Luke 24, verse 47, where Jesus explains to the disciples after the resurrection from the Moses and the prophets and Psalms. And several people have said, well, that says there are 3 parts, but that's the only time. And even in the Dead Sea Scrolls that are roughly contemporary with some of the writings of the New Testament, by contemporary within 30 to 50 years, they are still speaking of the prophets. And the Psalms were prophets. And Daniel, that's in the writings in the Hebrew Bible, was called a prophet. And even among the sages, for rabbinic sages for 4 centuries after the time of Jesus. So it's pretty much a collection, but we don't know what else was in it.
Okay. And the reason that we have some doubts is the Dead Sea Scrolls show a collection of almost 1,000 manuscripts, fragments of those manuscripts. 200 plus are of biblical books or Old Testament, but almost 700 plus are not. And they were circulating in Palestine at that time. Most of them are what's called non-sectarian texts. That means that the Jews who lived at Qumran didn't create them, as they did in a couple of the books that are there. But most of them were circulating in Palestine in the time of Jesus, and like Enoch. So kom ons probeer opsom. Wat het ons gesê? Wat die Bybel is en wat die Bybel nie is nie. Soos reeds vroeër gesê, is die Bybel nommer 1 belangrik. Dis 'n roetekaart na Jesus. Dis die waarheid. Kan ons oor die goed saamstem? Dis 'n meetsnoer. Dis 'n bevestiging van wat die Heilige Gees reeds gesê het. Die skrifte waarvan Paulus praat, leer ons sodat ons in die hoop op Jesus kan volhard. Die skrifte waarvan Paulus praat is nuttig vir weerlegging, teregwysing, opvoeding om God se wil te gehoorsaam en bekwaamheid vir goeie take. Weereens, die skrifte waarvan Paulus praat, nie die hele Bybel nie, ek praat van 'n gedeelte van die Bybel. Die Bybel is nie Jesus nie. Die fondament van die kerk nie. Jesus is. Die verteenwoordiger van God nie. Die mens is. Die basis van die Christelike geloof nie. Jesus is. Die verteenwoordiger van die Christelike geloof nie. Die Heilige Gees is. Die basis waarop ek my identiteit bou nie. Jesus is. 'n mediator tot God die Vader nie. Jesus is die enigste mediator en hoëpriester. Christen is 'n kragbron nie. Die Heilige Gees is die kragbron. Christen is 'n raadsman of rabbi nie. Jesus is ons raadsman. Al in die Ou Testament word hy so aangekondig. Ons wapenrusting se swaard nie. Wat is die swaard van die wapenrusting? Is die woord van God, nie? Nou sê ouens, dan lees hy Bybel aan die ander kant en sê vir jou, gee aan my swaard. Nee, jou swaard is nie die Bybel nie. Speak softly and carry a big stick. Jou big stick is nie die Bybel nie. Met alle respek gesê, wie of wat is jou big stick? Jesus. Die Bybel is nie die enigste medium waardeur God met Christene praat nie. Die institusie kerk vandag. Teologieopleiding versus Heilige Geesopleiding. Waarom gebeur dit in elke denominasie dat 'n kerkleier nooit 'n leuke persoon is? Jy weet? Leuke persoon is ou wat nie opleiding het. Jesus het eenvoudige vissermanne binne 3 jaar nie akademies opgelei. Hulle het geen eksamens geskryf. 2000 jaar later, luister mooi, word hierdie vissermanne se geskrifte as gesaghebbend in teologiese seminariums bestudeer om doktorsgrade in godsgeleerdheid te verwerf. Kan die Heilige Gees nie doen wat Jesus gedoen het? Moet kerkleiers eers in seminariums of bybelskole geïndoktrineer word om te kan kwalifiseer as geloofsleier? Waarom die vreeslike klem op teologie? Hoekom is teologie so belangrik? Kan enige iemand 'n teks aanhaal waar Jesus sy disippels oplei in teologie en doktrines? Waarom die feitelike afwesigheid van skoling in die Heilige Gees in die hedendaagse kerk? Lewe deur die Heilige Gees, krag van die Heilige Gees, salwing. Ek het vir jare lank hierdie gebedskursus aangebied. Nou kry ek ouens uit alle denominasies, uit die hele spektrum. En dan hierso by die 4de, 5de lesing, vir die eerste keer in die kursus, dan gebruik ek die eerste keer die woord salwing. En ek het hulle later dopgehou, as jy die woord salwing sê, dan
ruk party ouens so en dan begin hy met sy vrou praat of die vrou begin met haar man praat. Dan weet jy, hulle sê vir mekaar, waarvan praat jy even nou? Hulle het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Nooit in die kerk geleer nie, hulle ken nie eens die woord nie. Teoloog glo die Bybel is die finale maatskap van die waarheid, maar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Is Jesus gelyk aan die Bybel? So hoe bedryf ons die kerk in die laaste dae sonder Bybel vir afgoding? 'n Paar riglyne. Ons kan nog nie duidelik omlynde riglyne gee nie, want ons is nog nie daar nie. Ons sal later hopelik daar uitkom in volgende lesings. Die kerk is nie 'n institusie nie. Dis ook nie 'n organisasie nie. Dis 'n organisme. Huiskerke vorm die liggaamselle van hierdie organisme. Jesus is die hoof van die kerk. Hy is die woord van God. Jesus organiseer sy kerk deur middel van sy gees, wat dien as innerlike rabbi vir elke lidmaat. Die vyfvoudige bediening, Efesiërs 4:11, definieer die portefeuilles in die kerk. Wat is die vyfvoudige bediening? Prophet, evangelist, shepherd, apostel, teacher. Sê hulle nou mooi in volgorde. Apostel, prophet, teacher, shepherd, evangelist, teacher. You still got it wrong? Paulus noem hulle en hy noem die belangrikstes eerste. Hy sê daar's apostels, daar's profete, daar's evangeliste, daar's herders en daar's leraars en teoloë. Nee, dit staan nie daar nie. Dis hoe Jesus wil hê sy koninkryk moet funksioneer. En as jy die portefeuilles van die koninkryk begin verstaan en waarvoor hulle daar is en wat hulle moet doen en wat hulle doel is, dan begin jy verstaan hoe Jesus dink oor sy koninkryk. Dan kom jy agter dat dit 4 van die 5 bedien die liggaam. Hulle is daar vir die Christene. Die leraars is daar vir die Christene. Die herders is daar vir die Christene. Die profete is daar vir die Christene. Die apostels is daar vir die Christene. Maar vir wie is die evangeliste daar? Vir die ouens in die buitenste duisternis. Hulle is die ouens wat oor die draad, oor die grens van die koninkryk klim. En daar in die buitenste duisternis gaan vang hulle die visse. En dan gooi hulle die visse terug oor die draad vir die ander ouens wat daar is. En hulle sê, maak skoon die visse. Dis hoe dit werk. Die 9 bonatuurlike gawes van die Gees verskaf die bonatuurlike krag en vaardighede aan die kerk. En mag die Here gee, laat ons dit weer terugkry. Akademici mag nooit die diep state van die kerk vorm nie. Met ander woorde, die ouens wat agter die skerms werk, wat jy nooit sien nie, maar hulle is die ouens wat beheer wat gebeur in die kerk. Kyk op vir my. In vandag se kerk, wie is die ouens, hoe calling the shots? Die seminariums en die Bybelskole deur middel van hulle akademici. Jy sien hulle nooit by die kerk nie. Dis die diep state van die kerk. Hulle mag dit nooit in die toekoms wees nie. Die kerk is welkom om akademici te raadpleeg uit eie vrye wil, uit die aard van die saak, maar akademici mag nooit in enige vorm van beheer oor die kerk wees nie. Opleidingsinstansies moet fokus op geesvervuldheid en salwing eerder as teologie. 'n bedienaar van Jesus moet diegene vir wie hy bedien vasmaak aan Jesus. Nie aan homself, sy organisasie, sy kerk, sy bankrekening of die Bybel. Maak hom vas aan Jesus met 'n verhouding. Ons is daarvan oortuig dat die kerk in die laaste dae nie 'n ander keuse sal hê as om staat te maak op die minuut tot minuut leiding van die Heilige Gees nie. Uiteindelik sal ons klipharte wat smag na die letter wat doodmaak, gedwing word om gehoorsaam te word aan die nuwe verbond van die Gees wat lewe gee. Dis die Bybelse idee. Dis God se plan. Amen.
Nou gaan ons 'n belydenisgebed doen. En ons gaan hom doen soos ons hom altyd doen. Ek gaan die skyfie lees en aan die einde van die skyfie sê ons net almal saam, Amen, as jy saamstem met wat op die skyfie staan. Ok, kom ons staan as ons dit doen. En ek het daarby geskrywe, hierdie gebed kan slegs deur gelowige gedooptes deur die onderdompelingsdoop gebid word, anderster gaan jy die kwalifiseer vir wat ons hier sê nie. Wat ek glo oor die Bybel, eerste skyfie. Hiermee verklaar ek my geloof in Jesus Christus van Nasaret, wat in die vlees na die aarde gekom het. Ek bely dat hy die unieke seun van God is, wat die wet van Moses vervul het, in volle gehoorsaamheid tot die dood, en deur God die Vader gesalf is as Messias van die hele mensdom. Dat God die Vader aan hom, Jesus Christus, alle gesag in die hemel en op die aarde gegee het, in die nuwe verbond, as ook oor die letter van die klipwette van Moses. Ek bely dat ek deur die gelowige onderdompelingsdoop in hom, Jesus Christus, gedoop is en in die watergraf gesterf het, maar as niet geskape geesmens saam met hom uit die watergraf opgestaan het. Ek bely dat Jesus die gees of die bedoeling van die wet op die vleestafels van my hart geskryf het, en dat ek vrywillig kies om my daaraan te onderwerp as rigsnoer vir my lewe. Kom ons sê, Amen. Ek verklaar dat ek gekies het om die weë van die wêreld te laat vaar, my rug daarop te draai en my aangesig te rig op die weë van my Here Jesus Christus, soos aan my bekend gemaak deur sy Heilige Gees en bevestig deur die skrif. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat die Vader sy Heilige Gees na die aarde gestuur het om binne mense te woon as inwonende Rabbi, wat die vleeswet op my hartstafels interpreteer en daardie geeswet aan my binneste bekend maak. Ek bely dat dit my begeerte is om die stem van die goeie Herde te hoor en daaraan gehoorsaam te wees. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek 'n blote mens van swakke vlees is en steeds verlei en mislei kan word deur die verleier en sy medewerkers, en dat die skrifte so saamgevat in die Bybel 'n goddelike standaard bied waarin ek my begrip van die stem van die Heilige Gees kan meet. Die Bybel dien ook as bevestiging van die kommunikasie van die stem van die Heilige Gees. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat God se raadsplan soos uiteengesit in sy nuwe verbond met gelowiges is om by hulle te wees deur die inwoning van en direkte kommunikasie via sy Heilige Gees. Dat gelowiges se getrouheid en lojaliteit aan God en sy nuwe verbond primêr geskied via direkte wetsinspraak van sy Heilige Gees binne mense. Dat die skrifte en die Bybel veronderstel is om hierin 'n sekondêre rol te speel. Kom ons sê, Amen. Nou kom ons by die belydenis. My Bybel vir afgodingssondes van die verlede. Ek bely dat my geloofsfokus op die Bybel dikwels my geloofsfokus op Jesus oortref het, en dat ek meer ingestel was op en 'n beter verhouding gehad het met die Bybel as met Jesus. Ek bely dat ek meer tyd besteed het aan die Bybel en die intellektuele ondersoek van die skrifte as aan verhouding met en kommunikasie met die opgestane Jesus deur sy Gees wat binne in my liggaam woon. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek die gefabriseerde doktrines van teoloë oor die Bybel klakkeloos geglo het sonder om dit te ondersoek. Die woord van God, sola scriptura, geïnspireerdheid, onfeilbaarheid, genoegsaamheid, gesagsdraandheid, kanonieke geslotenheid. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat hierdie gefabriseerde doktrines wat ek geglo het, daartoe gelei het dat ek ongeverbaliseerd, maar in my praktiese Christelike lewenswandel die Godheid gereduseer het tot God die Vader, God die Seun en God die Heilige Skrif. Ek bely dat dit my skuldig maak aan gruwelike afgoderry en godslastering en die Heilige Gees bedroef en uitgeblusheid. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek immer gereed en paraat is om die inspraak van die Bybel in my lewe te verdedig, maar hoegenaamd nie belangstel, gereed of toegerus is om God se bedoelde, verklaarde primêre inspraak in my lewe, die Heilige Gees, te verdedig nie. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek myself klakkeloos onderwerp het aan die dwaalleer van streepteologie of sensasionalisme, waarmee die stem van die Heilige Gees gemuilband en onderwerp is aan die moderering van 'n selfaangestelde pausdom van skrifverklaarders en eksegete.
Ek verklaar dat hierdie doktrine die Bybel as 'n tegniese hindernis en struikelblok plaas in die plek van die geskeurde voorhangsel van die tempel en vrye, ongehinderde toegang tot die allerheiligste vir ongeskondes belemmer. Kom ons sê, Amen. Hiermee bely ek dus dat ek glo dat die Heilige Gees tot die eindtyd direk met gelowiges praat en sal praat, dat die 9 bonatuurlike gawes van die Heilige Gees steeds deur gelowiges in Jesus Christus opereer, en dat die 5voudige bediening steeds die portefeuilles van die liggaam van Christus in sy koninkryk definieer. Ek bely dat streepteologie die krag van die Heilige Gees ontken en reduseer tot 'n blote, impotente beligter van skriftekste. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek nooit besef het dat teologiese seminariums en Bybelskole die primêre indoktrineerders van Bybelverafgoding in die gemeenskap verteenwoordig nie. Ek bely dat ek myself uit onkunde vrywillig en gedienstig onderwerp het aan hul gesag en invloed via hul produkte, predikante en pastore. Ek bely dat ek bygedra het tot die salarisse van hierdie sekondêre indoktrineerders van Bybelverafgoding. Ek bely dat ek dikwels eerder hul uitsprake geglo het, as wat ek die stem van die Heilige Gees binne my gehoor en geglo het. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek primêr, eerstens, in die Bybel as besondere openbaring geglo het, en daarna sekondêr in Jesus Christus. En sodoende die Bybel as primêre mediator en dus afgod tussen my en God en die Vader aangestel het. Ek bely dat dit my skuldig maak aan afgoderry. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat ek voor getuies erken het dat ek die Nederlandse geloofsbelijdenis onderskryf, die belydenis wat die deurgronder van die wese van God, die Heilige Gees, ontken as openbaarder van God, en dat ek sodoende in Bybelverafgoding verval het in 'n tweede rangse poging om God te ken. Kom ons sê, Amen. Ek bely dat geeslose Bybelstudie lei tot die ontkenning van die krag van die Heilige Gees. Ek bely dat ek skuldig is daaraan wat my reduseer tot 'n gelowige wat die krag van die godsdienst nie ken nie. Kom ons sê, Amen. Here Jesus, ek vra dat U my vir al hierdie Bybelafgoderry sal vergewe. Ek is opreg jammer oor my versuim om die aansprake van teoloë hieroor te toets. Vergewe my asseblief my versuim en onkunde. Kom ons sê, Amen. Here Jesus, dankie dat U sê dat as ons sondes bely, dan is U getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En ons bid dit vandag dat U vir ons sal reinig. Dat U al hierdie toksiese goed wat ons van baie klein af geabsorbeer het, sal uithaal uit ons liggaam uit ons siel en uit ons gees uit. Sodat U naam verheerlik sal word. Sodat ons heilig, afgesonderd vir gebruik aan U, voor U sal staan. That we will be vessels of special use in your kingdom. Soos Paulus gesê het, al wat ek wens, is om vir God te ken. En om deel te hê aan sy leiding. En die krag van die Heilige Gees te ondervind. Dis wat ons wens vandag. In Jesus naam. Amen. Indien u hierdie aanbieding leersaam gevind het, wil ons u vriendelik vra om dit te oorweeg om 'n donasie aan Trumpet Call te maak. Trumpet Call is nie 'n kerk nie. Trumpet Call is 'n bediening wat vanuit 'n privaat huis bedryf word. Ons vorder geen tiendes van enige lidmate in nie. Ons doen ons werk doodgewoon met die donasies wat ons van goedgesinde ondersteuners ontvang. Op die skerm gaan ons vir u gee 'n SnapScan diagram wat u kan scan met u selfoon om aan ons 'n donasie te maak. Baie dankie vir u vriendelike ondersteuning. Ons waardeer dit. God seën u.